glory in the darkest place. Vader, as klomp van ons wat vanoggend hier so sit, en die reën voel eintlik so half toepaslik, want dit voel net asof ons in die donkerste plek sit, en asof ons konstant uitroep, help, red ons, verander die situasie, verander die, net hoe dinge nou hier so gebeur, ons sit vas, ons is in 'n donker plek. Here, ons kan so dikwels, as ons vasgevang is in plekke waar dinge net skeefloop, konstant, dit is een golf na 'n volgende, na 'n volgende, na 'n volgende, kan ons so dikwels uitroep na dinge hier op aarde. Ons kan so dikwels uitroep na ons eie menslike oplossings. As ek net nog bietjie meer geld het, of as ek net nog ander mense in my lewe gehad het, of as ek net nog op vakansie kon gaan. As iets net bietjie anders kon verander in my situasie, dan sal ek okay wees. Here, ek wil dit voor U kom neerlê vanoggend en kom bely, dit is wat ons doen. Ons kan so gemaklik raak om wêreldse oplossings te kry in 'n plek waar ons so desperaat vir U nodig het. Ek wil vir jammer sê waar ons dieselfde ding oor en oor en oor doen, waar ons eie oplossings probeer vind en ons self probeer optrek en ons self probeer regruk, eerder as wat U vir ons sê om te doen, om na U toe te kom. Jesus, want U het na ons toe gekom. In hierdie oploop na Kersfees toe, ons is nog nie eers by Kersdag nie, maar in hierdie oploop word ons herinner om te wag op U. Here Jesus, daar is nie 'n ander uitweg nie. Al ons eie planne laat ons self in die steek, en ons beland in dieselfde situasies oor en oor en oor. Ons het U so desperaat nodig, Jesus. Ons het die hoop nodig, en die vreugde, en die vrede, en die liefde van U koninkryk. Mag U koninkryk kom hier op aarde. Mag dit kom, mag ons dit beleef. Mag ons daai stukkie lig raak sien, om te weet ons is nie verlate nie. Here, ek bid vandag dat U in ons harte sal werk. Dat ons in die donker plekke waar ons is, werklik 'n lig kan sien. En werklik in daai donker plekke kan sing glory. Glory to God in the highest. Dat ons situasie nie hoef te verander nie, maar dat ons werklik sal kan sien hoe U 'n plan het oor hierdie hele wêreld. En hoe U ons nooit los nie, hoe U Immanuel is, Jesus, God met ons. Mag ons dit raak sien vandag. Heilige Gees, beweeg hierso, beweeg in ons harte, beweeg in ons lewens. U is daar in die midde van die donkerste gat. Daar is nêrens waarheen ons kan weghol, waar U nie is nie. En ons wil U prys daarvoor vandag. Ons wil U eer daarvoor vandag. Daar is niks anders as om aan U vas te hou nie. Seën hierdie diens vandag, seën elke persoon wat hier so is. En praat met ons in Jesus naam. Amen. Goeiemôre julle. Ek lees vir ons uit die Afrikaanse direkte vertaling, die 2020 vertaling. Ek lees Psalm 70. Julle is welkom om op die blaadjies saam te volg of in julle Bybels. Hierdie is die woord van God. Vir die musiekleier van Dawid ter herinnering. O God, red my. Here, kom my gou te hulp. Laat hulle wat my lewe soek, beskaamd en verleë staan. Laat hulle wat my teenspoed begeer, terugdeins en verneder word.
Laat hulle wat sê, aha, aha, omdraai oor hulle skande. Mag almal wat u soek, hulle verheug en in u bly wees. Mag hulle wat u verlossing liefhet, voortdurend sê, God is groot. Maar ek is magteloos en behoeftig. O God, haas u na my. U is my hulp, my bevryder. Here, moenie talm nie. Goeiemôre. Hi, dis lekker om julle te sien. Die reën val goed. Goeiemôre vriende. Ligpunte familie wat hier so is en dalk ook as jy vandag hier die eerste keer by ons is. Welkom op 'n baie nat Sondagoggend. Dit is so goed om julle hier te sien en dit is so goed dat ons kan saam wees hier aan die einde van 2025. Voordat ons inspring in vandag se gedeelte en ek gaan vir ons in 'n oomblik van nou bid. Vriende, soos wat die Ewald vroeër genoem het, is ons besig vandag en maak ons klaar vandag met ons reeks, ons Desember kort reeks wat ons genoem het kyk terug en bid. En so die doel van hierdie reeks wat ons nou vir die laaste 3 weke gedoen het, is om terug te kyk na 2025 toe, na die jaar wat verby is. En aan die hand van hoe ook al jou jaar mag gewees het, en 10 en as dit soos myne was, is daar 'n mengsel van goed en sleg en maklik en moeilik wat in die jaar saam met ons gekom het. Wat ons as gelowiges wil doen, wat ook al die omstandighede is, wil ons dit altyd vat en ons wil dit terugdraai in gebed en met God praat. En dit is wat ons wil doen, en so dit is wat hierdie reeks oor is, kyk terug en bid. Staan in die einde van 2025, in die eerste week het ons teruggekyk, en ons het gedink oor al die genade, al die goeie dinge in die jaar, die groot en die klein maniere wat die Here ons geseën het, en ons wou tot God uitgeroep het in danksegging en in lofprysing. En toe laasweek het ons teruggekyk regtig na ons eie sonde, moontlik in 2025, soos wat jy kyk weer eens na die klein en die groot sondes dalk, wat van 2025, en ons het uitgeroep na God toe in skuldbelydenis. En wat ons vandag wil doen, is ons wil eintlik dink oor iets wat ons nie dink ek genoegsaam oor gesels as Christene nie, maar dit is die sonde van ander teenoor ons. Want die Bybel sê ook vir ons om in sulke situasies, wanneer ander teenoor ons sondig, iets daarmee te doen, ons het nodig om dan ook te bid, en dit is wat ons vandag oor gaan saam gesels. So voordat ek vir ons bid, gaan ek sommer nou hierdie vraag vir jou vra. As jy hier so sit, dan gaan ek vir ons bid en dan gaan ons inspring op Psalm 70. Ek wil begin deur sommer vir jou dadelik te vra, hoe was jy in 2025 te nagekom? Wie het leed aan jou gedoen in 2025? Want die Bybel sê vir jou en vir my dat daardie leed wat ons aangedoen is ook iets wat ons na die Here toe in gebed moet vat. Dit is wat ons wil doen vandag en Psalm 70 wil ons help. So kom ons sluit die oor en bid ek vir ons en dan delf ons in God se woord in. Ja Vader, die reën val inderdaad baie hard en duidelik daar buite. Reën is baie kere in die Ou en die Nuwe Testament
is die beeld van u genade wat uitgestort word oor die wêreld, u gees wat uitgestort word oor die wêreld. En o Heer, meer as wat die reën nou daar buite val, vra ons dat die genade van die reën en die werk van die gees ook hier binne, ook nou hier teenwoordig sal wees in ons midde. En so Here, soos wat ons na u woord toe kom hier in die einde van die jaar, ons het dit reeds gebid. Baie van ons is so klein bietjie moeg, baie van ons is dalk so bietjie negatief self. Sal u kom en ons ontmoet presies daar waar ons is? En sal u ons oor rig op die Seun Jesus? En sal u ons die geloof skenk om in Jesus met al ons gewig op hom te steun? O Heer, sal u deur die Gees ons meer soos Jesus maak, tot die verheerliking van u naam, tot ons eie voordeel en tot die verlossing van die wat u nie ken nie. Amen. Vriende, ek wonder of enige van julle bewus is of weet van 'n digter met die naam van William Blake. Het jy al ooit gehoor van William Blake? Hy was 'n digter hier in die laat 1800s, begin 1900s, en seker een van sy bekendste gedigte is 'n gedig met die naam van A Poison Tree. A Poison Tree. Ek wil dit graag vir ons lees. Volg asseblief saam met my daar op die skerm hierdie kort maar baie kragtige gedig. Die storieverteller sê as volg: I was angry with my friend. I told my wrath did end. I was angry with my foe. I told it not. My wrath did grow. And I watered it in fears, night and morning with my tears. And I sunned it with smiles and with soft, deceitful wiles. And it grew both day and night, till it bore an apple bright, and my foe beheld it shine, and he knew that it was mine, and into my garden stole when the night had veiled the pole. In the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree. Daai bekende gedig vir die storieverteller daar vertel hoe iemand hom te nagekom het. Iemand het hom leed aangedoen en hy is kwaad daaroor. Hy is woedend daaroor en hy beskryf in hierdie gedig sy woede, spreek woordelik as 'n poison tree, as hierdie giftige onkruid. En dit is 'n giftige onkruid wat in sy hart besig is om nou pos te vat, wat nou ontkiem het, en in steede daarvan om dit uit te wis, wat die storieverteller sê is, hy het hierdie giftige onkruid het hy gekoester, hy het dit water gegee. Hy sê dit daar, I watered it with my fears and with my tears, en hy het dit laat fotosinteer met skynheilige smiles and with soft deceitful wiles. En die uiteinde, sê die storieverteller in daai gedig, is dat hierdie onkruid dus gegroei het, groter en sterker geword het, en dit het begin vrug dra, maar dis natuurlik slegte vrug, dis natuurlik giftige, dodelike vrug. En moenie die illusie van William Blake in hierdie gedig mis nie. Dis amper asof hy ons wil terugvat na Genesis 3 toe, na hierdie idee van hierdie appel wat pragtig lyk, dis bright, dit lyk so goed, dit lyk so mooi, maar die uiteinde daarvan gaan nie net wees dat dit die fisiese ondergang van sy vyand gaan beteken nie, maar eintlik eindig die gedig met sy eie geestelike verderf. En vriendin, soos wat ons vanoggend hier so sit, wie van ons ken nie hierdie eerstehands nie? Orals om ons, so ver soos wat ek en jy kyk op die landskap van hierdie wêreld, sien ons poison trees met dooie lyke wat onder dit lê. Maak maar net die koerante oop, dit is wat ek en jy sien, orals om ons, nee, soos wat ons kyk na die wêreld om ons, dink aan al die oorloë daar buite, byvoorbeeld net, die voel soos 'n onophoudelike oorlog, net, tussen Rusland en Oekraïne, wat nou al vir jare aangaan. Dink vir die eeueoue oorlog tussen Israel en die moslems, spesifiek Palestina, wat op die oomblik aan die gang is. Dink maar net wat daar gebeur het in Bondi Beach, net vroeër in die week of laasweek in Australië.
Vriende, ons is 'n groot mate, en ek hoef dit vir niemand hierso te sê nie, waar ek dink ons geskiedenis as 'n land is in 'n mate die uitspeel van hierdie gedig, is dit nie, soos wat baie kere verskillende kulture, swart en wit en Afrikaans en Engels, dekade in en dekade uit besig is om kwaad met kwaad te vergeld. En as ek en jy dit sou nader trek, nee, ek is redelik seker hiervan dat as julle lewens enigsins soos my lewe is, en ek praat met baie van julle, so ek weet dat hierdie skoen pas vir almal van ons in hierdie vertrek, dan weet almal van ons iets van hierdie gedig ook, nee, op 'n persoonlike vlak. Of dit nou is dalk die gebroke verhoudings by die werk, daai werkskollegas en die kwaad wat jy aangedoen is en hoe dit gereageer is en hoe daai ding besig is om hierdie dodelike giftige onkruid te raak. Dalk is dit met jou groter familie en is 'n Kersseisoen soos nou nie juis 'n tyd waar ons akiet bewus is van die gebrokenheid van ons families nie. Dalk is dit selfs in jou gesin, dalk is dit die verhouding tussen jou en jou vrou of jou en jou man of ouers en hulle kinders. Dalk is dit selfs party van ons in hierdie geloofsgemeenskap en ons interaksies met mekaar. Die ding is, vriende, as disippels van Jesus, weet ons wat God se wil is wanneer ons te nagekom is, wanneer iemand anders te ons leed aangedoen het. Ons weet baie goed wat die Here van ons vra en wat die Here van ons vereis. Romeine 12, vers 21, moenie deur die kwaad oorwin word nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. Ons almal weet dit hier, is baie ver van 'n mens se kop af tot by jou hart, veral wanneer iemand anders te jou leed aangedoen het. As ons moet eerlik wees, vriende, meeste van ons, ek sal sê amper almal van ons hier, eerder wat ons doen, in steede van om die kwaad te oorkom met die goeie, wat ons doen is ons, soos daai gedig sê, gaan en ons water die poison tree. Ons gee hom so klein bietjie meer sonlig en op die uiteinde is dit dat beide ons en ander die slegte vrug pluk daarvan. En so dit is wat ek wil hê ons vanoggend oor moet saamgesels. Ek wil hê ons moet vanoggend saam gesels, vriende, oor hoe vernietig ons die poison tree? Hoe oorwin ons die kwaad met die goeie? Wel, Psalm 70 wil ons help. Soos wat baie van die ander psalms eintlik ook ons wil help, juis met hierdie spesifieke behoefte. En as ek in een woord kan sê, wat Psalm 70 vir jou en vir my wil sê, die manier om die kwaad te oorwin, in een woord is dit bid. Die manier om dit te oorwin uiteindelik is deur te bid. En so ons gaan saam kyk na Psalm 70. Hou so lank daai teksgedeelte vir my byderhand, as jy dit daar het, of jou Bybel, as jy 'n Bybel het. Ek gaan werk daar uit die Afrikaans 2020 vertaling uit. Vriende, soortgelyk as William Blake se gedig, is Psalm 70 ook 'n kort en 'n eenvoudige gedig, waar die psalmskrywer leed aangedoen is. Iemand het die psalmskrywer te nagekom, maar hierdie gedig is, soos wat al die psalms is, nie net 'n gedig nie, maar dit is ook 'n gebed. En in hierdie gebed, wat die psalmskrywer doen, is hy erken sy woede, hy erken sy kwaad, hy erken sy seer, maar hy vat dit dan na die Here toe, hy probeer dit verwerk. Psalm 70, vriende, wil ons leer om die kwaad te oorwin deur te bid. En wat ons gaan sien is dat die psalmskrywer, soos wat hy na die Here toe uitroep, daar waar hy met sy pyn en sy seer sit, om iemand anders te nagekom het, is ons sien die postuur van die psalmskrywer in sy gebed tot die Here. En dit is daai postuur wat ek vir ons wil uitwys en wat ek ons tot wil aanspoor, dat ons as die psalmskrywer sal maak, soos wat ek en jy sit hier in die einde van 2025, 10-1, met iemand wat jou te nagekom het, en ek en jy wat dit na die Here toe wil neem, en dit op 'n gesonde manier wil verwerk, en die poison tree wil afkap en sy wortels uittrek. Hier's die eerste ding, kyk saam op die skerm, vriende. Die Psalm roep ons tot dit, en sê vir ons, eerste ding wat ek en jy moet doen is, roep uit, en kla by die Here God. Roep uit en kla by die
Here God. Kyk gou vinnig saam met my daar na daai Psalm. Ek wil jy moet gou na die Psalm vinnig kyk. Sien jy daar in daai, wat is dit, 5, ek dink is 5 versies of so, 6 versies, is daar 'n baie duidelike struktuur. Dit is soos 'n ui. Dink aan 'n ui, saam met my 'n ui het 'n buite gedeelte, nee, 'n buitelaag, en dan aan die binnekant het jy 'n binnelaag van die ui. Wel, dit is hoe hierdie Psalm werk. Sien jy daar in vers 2 en in vers 6 in die Afrikaans? Daai twee korrespondeer met mekaar. Wat ons het in vers 2 is die psalmskrywer wat op soek is na, hy roep uit na die Here toe en hy soek redding, hy soek hulp. Vers 2, maar presies dieselfde idee sien ons in vers 6. Hier het hy dit gevind en hy sê, ek het inderdaad die redding gekry van God my redder af. Ek is gehelp deur hom. En dan in die binnegedeelte van hierdie gebed in vers 3 tot 5 in die binnelaag van hierdie ei, dan sien ons dat dit ook met mekaar korrespondeer. Hier is twee groepe mense in die wêreld, sê die psalmskrywer vir jou en vir my. Daar is eerstens die wat sy lewe soek en die lewe soek van God se mense. Wat is hulle uiteinde? Hulle uiteinde gaan wees skaamte. Maar dan is daar die wat die Here soek. En wat sal hulle uiteinde wees? Hulle uiteinde sal wees vreugde. Nou vir nou wil ek hê, ons moet net kyk na die buitenste laag van Psalm 70. So ek gaan dit vir ons lees en dan net 1 of 2 dinge vir ons uitwys, soos wat ons daarop reflekteer vir onsself. Kyk saam met my vers 2. Die psalmskrywer onthou, en is baie duidelik in vers 3 tot vers 5, hy is te nagekom, en so hy is kwaad, en hy worstel. Hierdie is wat hy sê, vers 2. O God, red my, Here, kom gou tot hulp. Vers 6, maar ek is magteloos, ek is behoeftig. O God, haas U na my. U is my help. U is my bevryder. Here, moet asseblief tog nie talm nie. So wat is dit wat die psalmskrywer hier doen? Kan jy dit sien, vriendin, wat hy doen is, hy roep uit tot God. Hy kla by die Here. Hy is te nagekom en so hy gaan en hy pak af by die Here. Maar hoekom? Wel, is duidelik in die Psalm, want in die eerste plek besef hy dat hy kan nie homself uit hierdie gemors uitred nie. Hy sê daar in vers 6, ek is magteloos, ek is behoeftig, so hy is baie bewus van sy eie vermoë om homself uit hierdie aaklige plek uit te kry. Maar hy is diep in sy diepste van diepste plekke van sy hart, is hy oortuig dat God kan hom red. God wil hom red. God kan hom help. God wil hom help. Sien jy daarso die naam wat hy, die twee name in die gedeelte wat die psalmskrywer vir God gee. Die eerste een is die naam God. Onthou die woord God is nie 'n generiese woord soos wat ons dit baie kere gebruik nie. Die woord God, dit is 'n naam. In die Ou Testament is die naam Elohim. Dis 'n baie spesifieke naam wat hy hier gebruik soos wat hy praat van God. Dis die naam waardeur God se mense onthou dat God is soewerein. Hy is magtig. Hy's nie net magtig nie, hy's almagtig. Hy is die God wat op die troon sit. En so omdat hy onthou wie God is, kan hy uitroep tot hom en sê, God, U kan my help, U kan my red. Maar ook die tweede naam in die gedeelte, wat herhaal word in die gedeelte, is die naam Here. Weereens, nie net 'n generiese Christenwoord nie, dis 'n naam. Dis die naam Jahwe, dit is God se verbondsnaam. Dis die naam waardeur God se mense onthou, dat hy is die God wat beloftes aan sy mense gemaak het, en hy is 'n getroue God. En so hy roep uit tot hierdie God, tot Elohim, en tot Jahwe, die God wat kan en die God wat wil help. Dink saam met my aan kleuters, die van julle wat nog kleuters het, of as jy op 'n stadium kleuters gehad het, of as jy eers in jou lewe net al kleuters gesien het, dan het jy hierdie al opgemerk, nee. Die ding met kleuters is dat hulle voel baie keer hulle word te nagekom, baie keer ons ou boetie of sussie wat sy teddybeer vat, of die sjokolade wat hy wou gehad het, en dan is 'n drama. Wat doen hulle? Wel, die verkeerde ding is wanneer hulle dan hulle oor die kop slaan met iets. Maar wat hulle gewoonlik doen, amper so, hulle hoef nie eers daaroor te dink nie, is dadelik roep hulle uit. Hulle roep dadelik uit, papa of mama. Hoekom?
want hulle is diep bewus dat hulle kan nie in hierdie situasie hulle self nou help nie, maar hulle het 'n pappa, hulle het 'n mamma, hulle het iemand wat na hulle kan omsien, hulle het iemand na wat hulle wil omsien. En vriendin, dit is die hart van die kind van God. Dit is wat die psalmskrywer doen. Dit is wat ek en jy behoort te doen. Kan ek jou weer vra, soos ek jou net nou gevra het, reg in die begin? Hoe was jy in 2025 te nagekom? Dalk is dit baie groot dinge. Dalk is dit afskuwelike maniere wat jy in 2025 te nagekom was. Dalk is dit net klein death by 1,000 cuts gewees. Was jy leed aangedoen? Die vraag, vriendin, vir almal van ons is, wat maak ek en jy met ons seer? Hoe reageer ons daarop? Wel, wat die psalmskrywer jou en my tot wil uitnooi, is hy sê vir jou en vir my, in jou seer, soos jy te nagekom is, soos jy leed aangedoen is, in die eerste plek onthou wie God is. Hy is Elohim, hy is Yahweh, hy is almagtig en hy is getrou. So roep uit tot jou God toe, roep uit tot hom, pak af by hom. En wat ek net vir 'n oomblik wil doen, is ek wil 2 praktiese maniere noem vir ons vriende, hoe ek en jy presies dit kan doen, juis in tye wat ons te nagekom is. Die eerste ding wat ek vir jou wil sê, vir ons wil sê, op 'n praktiese manier om hierdie uit te leef, die eerste ding om te doen is, vriende, kom ons begin om te bid, soos wat Jesus ons geleer het om te bid. Ek sê hierdie nogals baie, kom ek agter die laaste tyd vir baie mense en hier by Ligpunt, maar ek dink dit is so belangrik, so gaan dit weer sê. Jesus het vir ons geleer hoe om te bid, vriende. Jesus het vir ons gesê, hierdie is hoe jy bid, en toe gee Jesus vir ons die Onse Vader. En reg in die begin van die Onse Vader, ek sou sê, volgens Poen, die belangrikste woorde in die hele Nuwe Testament, ons Vader wat in die hemel is. Besef jy, vriendin, hoe kosbaar en belangrik is dit vir jou en vir my om elke dag in juis in tye wanneer ek en jy kwaad is en te nagekom is, om te stop en uit te roep, soos wat ons onthou wie God is. Hy is ons Vader wat in die hemel is. Hy is ons Vader. Vriende, dit is die Christen Evangelie. Die Christen Evangelie herinner ons dat die Skepper God daar buite is nou ons Vader. Want God die Seun het in ons wêreld ingebreek. Hy het in ons plek as die Seun van God die lewe kom lewe wat ek en jy moes, maar nie het nie. Hy het die dood gesterf wat ek en jy moes, maar nie kon nie. Hy het uit die dood uit opgestaan en deur geloof in die Seun kan ek en jy aangeneem word. Ek en jy kan nou die Skepper van die heelal noem Vader. En hy dink oor jou en hy kyk na jou soos wat hy na my kyk en oor my dink elke oomblik as sy kinders. Hy is ons Vader. Onthou dit, soos wat ons in ons pyn en ons seer is, ons kan uitroep, Papa, help. Ons het 'n Vader wat ons sien en wat vir ons lief is en wat ons in sy wysheid en goedheid sal help, soos wat hy wys en goed is. Maar ons Vader is ook in die hemel, leer Jesus ons om te bid. In die hemel beteken dat ons Vader sit op die troon. In die hemel beteken ons Vader sit op die troon in die beheerkamer van alle realiteit. Daar is niks wat in hierdie wêreld gebeur, vriendin, nie in hierdie wêreld daar buite of in jou my lewe, wat nie op een of ander manier onder ons goeie Vader se goeie wil plaasvind nie. Ons het nodig om te onthou wie ons Vader is. Hy is ons Vader wat in die hemel is. Hy is nie net vir ons nie, maar hy is oor ons en so ons kan uitroep tot hom. Kan ek jou uitnooi in 2026, eintlik al hier in die laaste week van 2025, kom ons roep uit tot ons Vader wat in die hemel is. Hier is die tweede ding wat ek net hier vinnig vir ons wil noem, as 'n praktiese manier wat ons met ons seer kan omgaan. Vriende, kom ons bid deur te sing. Kom ons bid deur te sing. Kyk gou vinnig saam met my daar na die teksgedeelte. Het jy dit opgetel? Die titel van die Psalm, onthou die titels in die Psalms is geïnspireer, dis daar in die oorspronklike teks. Die titel lees vir ons vir die musiekleier.
Met ander woorde, hierdie gebed is ook 'n gesang. Hierdie gesang is 'n klaaglied. Nou kom ek gee ons vinnig net 'n kort definisie van wat 'n klaaglied is. 'n Klaaglied is 'n lied van droefheid. 'n Klaaglied is 'n lied van droefheid waar God se kinders na hom toe uitroep te midde van hulle pyn, te midde van hulle lyding, te midde van hulle verlies en die onreg wat teen hulle gepleeg is. By wyse van sang roep hulle uit tot die Here terwyl hulle vertrou op sy karakter en terwyl hulle vertrou op sy beloftes. Nou net te vinnig gekoos, hierdie is 'n klein bietjie van 'n toets en jy hoef nie nou hier te antwoord nie. Maar daar's 150 psalms wat ons het in die Psalter, in die historiese sangbundel van die kerk, 150 psalms. Raai gou vinnig saam met my, hoeveel van hulle is klaagliedere? 60. Vriende, 40% van al die God geïnspireerde liedjies wat God vir sy mense gegee het om te sing, 40% van hulle is klaagliedere. Hoeveel klaagliedere sing ons as, nie net hierdie kerk nie, maar as die kerk? Die realiteit is as moderne westerse wil altyd goed voel mense, love ons praise and worship. Dis soos ons ding as die moderne westerse kerk. Ons hou van praise and worship liedjies met vinnige tempos, alles in 'n majeur toonleer geskryf, temas van lofprysing en oorwinning en bemoediging, en dit is goed en dit is reg, want die ander 60% van ons sangbundel, die psalms, is so dis baie goed en reg, maar vriende, waar is die minere? Waar is die liedere wat vir ons die woorde gee om met ons trane uit te roep tot ons God? Waar is die liedjies wat vir ons die woorde gee om al ons vrese en ons woede en ons pyn en ons ongeloof te kan verwoord? Want vriende, die psalms is vol van dit. Ons moet nie onsself indoen as die kerk nie. So kan ek ons uitnooi, kan ek jou uitnooi, kom ons bid deur ons seer, deur ons pyn, by wyse van klaagliedere. Hier is die tweede postuur wat ons optel in Psalm 70 van die psalmskrywer. Die tweede ding wat hy sê ek en jy moet doen. Ons het nodig om te appelleer. Vertrou jouself toe aan die regverdige regter. Nou gaan ons vir 'n oomblik saam kyk in hierdie psalm na die binnelaag van die ei. So kyk vinnig saam met my weer daar in die teks. sien jy vers 3 tot 5? In vers 3 tot 5 sien ons dat die psalmskrywer smag nie net na redding nie, maar die psalmskrywer smag ook na regverdiging. En so wat die psalmskrywer doen in hierdie gebed, is hy kom in gebed na die troonkamer van God toe, die God wat die regverdige regter is, en wat die psalmskrywer hier doen, is hy pleit sy saak. Hy vra dat reg en geregtigheid sal geskied. Hy vra dat die bordjies verhang sal word. Kyk sommer aan vers 3, hy vra dat die wat die spot gedryf het met hom, dat hulle die sal wees met wie gespot sal word, dat hulle beskaamd en verlees sal wees. En hy vra vir God, dat hy wat bespot word, vers 5, met vreugde en met blydskap gevul sal word. Kyk saam met my vinnig hier op die skerm. Hier is 'n redelike bekende inskripsie wat jy kry by baie van die howe in die wêreld. Ek weet nie heeltemal of ek dit al in Suid-Afrika gesien het nie, maar ek weet dit is groot in Amerika. Hierdie inskripsie by baie van die howe lees as volg. Dis Latyns, die Latyns daar lees Fiat Justitia et Periat Mundus, of iets soos dit. En daar is wat dit beteken. Dit sê, let justice be done and the world perish. Dis kragtig. Wat dit sê daar by die howe in ons wêreld. Dit sê dat geregtigheid moet geskied. Dit maak nie saak wat dit mag kos nie.
Selfs as dit beteken dat die wêreld moet vergaan, dan het die wêreld nodig om te vergaan. Maar reg en geregtigheid sal en moet geskied. En vriendin, ek hoop jy besef dat dit is die hart van die boodskap van Christendom. Ek hoop jy verstaan dat dit is die kruks van die kruis. Dis Romeine hoofstuk 1 tot 3. Romeine hoofstuk 1, Paulus sê, hy bring die slegte nuus. Paulus sê vir jou en vir my en vir die ganse wêreld, ons almal staan onder die oordeel van God. Hoekom? Wel, want ons as die mensdom het gerebelleer teen ons Skepper God. Ons het hom verruil vir ons afgode. En vir daardie rede staan ons onder sy oordeel. Romeine 3 vers 10, daar is niemand wat regverdig is nie. Nie eers een nie. Romeine 3 vers 19, eendag sê Paulus, gaan almal staan in die groot hofkamer van die regverdige regter en niemand gaan met slim stories of 'n goeie defense homself kan uitvorm nie. Almal gaan skuldig staan voor die regverdige regter. Ons almal verdien oordeel, maar daar is, dank die Here, goeie nuus. Romeine 3 vers 21 tot 26. God die Vader het God die Seun aan ons geskenk. En hy het hom vir ons geskenk as 'n versoeningsoffer, sê Paulus in Romeine 3. Hy het hom as die versoeningsoffer voorgehou, sodat Jesus in ons plek versoening kan bewerkstellig, dat hy die oordeel kan vat, wat ek en jy en almal van ons verdien, dat hy dit kan vat, sodat ons nou in sy geregtigheid in die hofkamer kan staan en kan hoor hoe die regter van hemel en aarde vir jou en vir my sê, jy is vrygespreek, jy is reg met my, ten spyte van jou eie ongeregtigheid staan jy nou geklee in die geregtigheid van my seun Jesus. Vriendin, kan ek jou vra, is dit jy? Is dit jy? Het die regter van hemel en aarde jou al vrygespreek van jou sondeskuld? Daar's nie 'n belangriker vraag wat jy in hierdie lewe kan antwoord nie. Die waarskuwing is, vriendin, as jou antwoord nee is, die regter het jou nog nie vrygespreek van jou sondeskuld nie. Die waarskuwing wat die hele Nuwe Testament gee is, jy wil nie jou eie sondeskuld betaal nie. Dit is wat die Nuwe Testament sê, dit sal letterlik hel wees, om jou eie sondeskuld te moet betaal. Die uitnodiging vir almal van ons is, kom na Jesus toe, ontvang vir Jesus, die enigste oplossing, die versoeningsoffer vir die wêreld, kom na Jesus toe, in geloof, en kom na hom in bekering. Dit is so eenvoudig, soos om te besê vir God, ek is skuldig, Jesus, sal jy my versoeningsoffer wees, sal jy die oordeel vat vir my sonde, sodat ek in jou geregtigheid kan staan, voor die regverdige regter. En as jy dit gedoen het, vriendin, ek vra nie of jy nog steeds sukkel met sonde nie, want ons almal doen, ek vra nie of jy uitgesorteer is nie, want niemand van ons is nie. Ek vra of jy kyk na Jesus as jou versoeningsoffer. Dis al wat ek jou vra. As jy dit doen, is jy vrygespreek, en as jy vrygespreek is, hier is die bemoediging vir jou, jy hoef nie meer oordeelsdag te vrees nie, maar nou kan jy uitsien na oordeelsdag. Hoekom kan jy uitsien daarna? Want oordeelsdag is die dag waar reg en geregtigheid gaan geskied. En waar alle onreg in hierdie wêreld aangespreek sal word. Besef jy dit? Vriendin, niemand gaan met niks in hierdie wêreld wegkom nie. Nie Hitler nie, en niemand anders gaan wegkom met enige ongeregtigheid. En daar kom 'n dag, wanneer alle onreg aangespreek sal word, waar alle krekels uit hierdie wêreld uitgestryk gaan word. En vir God se mense wat nou in Jesus se geregtigheid staan, is dit goeie nuus, want ons sien uit na 'n dag waar reg en geregtigheid gaan geskied. Ek vra jou weer vir 'n derde keer vanoggend, was jy al te nagekom wie
Nie was jy al nie, wanneer in 2025 was jy te nagekom? Is dit die groter samelewing, waar jy voel jy ingedoen was? Was dit dalk by die werk? Is dit dalk in jou familie? Is dit in jou huwelik? Was dit dalk vriende gewees? Die aansporing vir jou en vir my is, los dit by die Here. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Los dit by die Here. Kyk saam met my hierdie woorde van Romeine 12 vers 19. Geliefdes, moenie julle wreek nie, maar laat ruimte vir die oordeel van God. Daar staan immers geskryf, aan my, sê God, kom die wraak toe, ek sal vergeld. Nee, as disippels van Jesus word ons geroep, nie net om in Jesus te vertrou vir ons verlossing nie, ons word dan ook geroep om Jesus so te vertrou, dat ons Jesus se voorbeeld sal volg. En so hoor hierdie woorde van 1 Petrus 2, vers 21 tot 23, vir jou en vir my vanoggend. Dis 'n opdrag en 'n uitnodiging aan elkeen van ons. Hy, Jesus, het vir julle 'n voorbeeld nagelaat, sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy wat nie sonde gedoen het nie, en wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie teruggeskel het nie. Toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar hy het homself toevertrou aan hom wat regverdig oordeel. My vriendin, kom ons maak soos Jesus. Hierdie is moeilik. Hierdie is die moeilikste ding, dink ek, in die hele lewe, is om nie kwaad met kwaad te vergeld nie, maar om die kwaad te oorkom met die goeie. Ons kan dit net doen, soos wat ek en jy kyk na Jesus, aanhou kyk na Jesus, en onthou dat dit is presies wat God in Jesus gedoen het vir ons. Hy het nie kwaad met kwaad vergeld nie. Hy het ons kwaad oorkom met die goedheid van sy seun. Hier is die derde postuur, wat die psalmskrywer ons wil tot aanroep, soos wat ek en jy te nagekom was in 2025. Die derde ding wat ons moet doen, soos die psalmskrywer is, ons moet hoop. Hoop, ons het nodig, vriende, ons moet wag, getrou wag, op God se verheffing en se verheerliking van sy kinders. Kyk weer saam met my na daai opskrif. Daar is baie lekker vleis op die opskrifte van die Psalm. So kyk gou vinnig saam met my weer daar. Sien jy raak na die titel, die opskrif, die titel van die Psalm, het jy dit daar raak gesien? Die Psalm is, in Afrikaans sê dit, ter herinnering. Die Engels lees daar, it is a memorial offering. Nou daai taal, die presiese taal, die oorspronklike taal in die Hebreëus daar, is taal wat kom uit Levitikus uit Levitikus hoofstuk 2, Levitikus hoofstuk 24. Ons sien dat 'n memorial offering, of 'n offer ter herinnering, was 'n tipe gedeelte van 'n offergawe wat jy aan God gebring het. En wat daai tipe van offergawe basies was, is dit was 'n offergawe waardeur die een wat die offer bring, wat na God toe kom vir genade, sê God, sal jy asseblief my onthou? Sal jy asseblief tog my nie vergeet nie? Dit is, vriende, wat Psalm 70 is. Deur dit in die titel te sit, sê die psalmskrywer vir jou en vir my, om so na God toe uit te roep, soos wat hierdie Psalm ons nooi, dit is 'n memorial offering. Dit is ons wat na God toe uitroep en sê, ag asseblief tog, onthou my tog, o God. Onthou my, moet my nie vergeet nie. Dit voel vir my, Here, asof U my vergeet het. Ek kyk na my pyn en my seer en Here, ek roep al uit vir die laaste jaar, vir die laaste 5 jaar, vir die laaste 30 jaar, en dit lyk nie vir my asof iets gebeur nie. Here, het U my vergeet. Moet my asseblief tog nie vergeet nie. Vriende, ek en jy moet vir onsself vra, maar hoe kan ons seker wees? Hoe kan jy hierso sit vandag en jy kan met sekerheid sê en weet dat die Here jou nie in jou uur van nood en in jou doodsbestaan nou in hierdie lewe nie sal vergeet nie, maar dat hy jou sal onthou? Hoe kan jy seker wees daarvan? Hoe kan ek en jy seker wees dat die Here ons gebede nie net hoor nie, maar uiteindelik ons gebede sal verhoor?
En die antwoord, vriende, wat die Nuwe Testament oor en oor vir jou en vir my sê is, Jesus. Dit is as gevolg van die realiteit van Jesus, dat ons kan seker wees, dat die Here sal ons smeekgebede hoor, en in sy goeie tyd, sal hy dit verhoor. En so hoor weer eens vanoggend, vriende, net die goeie nuus van die Christelike geloof saam met my. Vriende, Jesus was en is in die diepste sin van die woord die getroue seun van God. Jesus is die een, toe hy op aarde geleef het, was hy die perfekte seun van God, wat in 'n getroue verbondsverhouding met sy Vader gewoon en gewandel het. En presies soos die taal van ons Psalm, kyk saam met my na vers 3, toe Jesus hier op aarde was, vriende, het sy vyande sy lewe gesoek. En toe Jesus gekom het en in woord en daad aangekondig het dat hy is die koning van God se koninkryk, het beide Jood en nie Jood, soos vers 3 dit daarso sê, sy teenspoed begeer. En Jesus het dit geweet. En so in Jesus se uur van nood, waarna toe het hy gegaan? Hy het Getsemane toe gegaan. Hy het daar gegaan na die tuin toe, daar na die donker nag, en daar het Jesus gaan bid. Hy het baie gebid, soos die taal van vers 2 van Psalm 70. Jesus het uitgeroep vir sy Vader se redding. Hy het uitgeroep vir sy Vader se hulp. Hy het gesê, Vader, neem hier die beker van my af, nogtans nie wat ek wil nie, maar wat U wil. En hier's die ding, vriende, hier's die skokkende ding. Die Vader het nie Jesus se wil in daardie gebed laat geskied nie. Die Vader het nie die lydingsbeker vir hom weggeneem nie, want dit was die Vader se wil dat hy die beker van God se oordeel namens jou en my moes drink. Vriende, toe Jesus op daardie kruis hang, baie soos die taal van vers 4 van ons Psalm, was Jesus deur sy vyande bespot, en hy was deur hulle verneder gewees. Jesus was, soos die taal van vers 6, magteloos gewees. Hy was totaal en al behoeftig aan daardie kruis, en nog steeds in sy donkerste oomblik het hy nie kwaad met kwaad vergeld nie. Hy het eerder verder gebid, en hy het op die kruis vir sy Vader gevra en gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En Jesus, die getroue seun, het toe getrou gebly tot sy heel laaste asem wat hy uitgeblaas het. Toe bid hy 'n laaste keer en hy sê, Vader, in U hande gee ek my gees oor. En vir 'n oomblik, vriende, het dit gelyk asof sy Vader van hom vergeet het. Vir 'n oomblik het dit gelyk asof die Vader nie sy gebed gehoor het en hom onthou het nie. Dit het nie gelyk asof die Vader na hom gehaas het en hom bevry het nie. Maar toe, op die 3de dag, het die Vader getrou aan sy beloftes aan sy seun uit die dood uit opgewek, en hy het hom laat opvaar en hy het hom verhef na sy regterhand toe. En hoor asseblief tog mooi, vriendin, daarin lê jou hoop. Daarin lê my hoop. En dit is jou enigste hoop. En dit is my enigste hoop. Dat die slegte goeders in ons lewens ergens in 'n goeie storie gaan eindig. Daar is geen ander hoop nie. Daar is net hierdie hoop. Hierdie is ons sekerheid. Elkeen wat in Jesus glo, elkeen wat op Jesus vertrou, is nou verbind aan Jesus. Elkeen wat op Jesus vertrou, is verenig met Jesus. Wat beteken dat Jesus se ganse lewe word jou lewe. Jesus se storie is nou jou storie. Jesus se lewenspad is nou jou lewenspad. Dit is wat dit beteken om verenig te wees, om in Jesus te wees. Maar as jy in Jesus is, beteken dit dat in hierdie kant van die ewigheid, beteken dit dat jy gaan soos Jesus die pad van die kruis stap. Dis jou pad, dis die enigste pad. Maar die goeie nuus is,
Daar is 'n opstanding. Daar is 'n opstanding wat kom, waar ek en jy sal opstaan, sal opvaar, verhef en verheerlik vir alle ewigheid, saam met Jesus, in 'n nuwe hemel, in 'n nuwe aarde, sonder geen meer siekte, sonde, swaar kry of vyande, en alles wat saam met dit kom nie. Vriende, dit is jou en my enigste hoop. So ek wil afsluit. Ek sluit af met nog 'n gedig, nog 'n liedjie. Hierdie is een wat almal ken, een wat net so mooi, dink ek regtig, dit wat Psalm 70 ons tot roep, in 'n Nuwe Testamentiese manier ons tot roep. Vriende, soos wat jy terugkyk na 2025 en jy dink oor die pyn en die leed en die swaar kry wat jy ervaar het, kan ek jou los met hierdie woorde van hierdie lied. Kyk saam met my, dis ook 'n lied, baie bekende woorde. Ek los ons hiermee. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege it is to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Have you trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful? Who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Kom ek bid vir ons. Ja, Here Jesus, ons loof en ons prys U. U is inderdaad die getroue en die goeie seun, ons ouer broer. O Here Jesus, ons is lief vir U en ons vind ons skuiling diep onder die vlerk, diep binne in U hart. Ons dank U, o Here Jesus, dat U ook by wyse van die Gees nou in ons woon en wandel. En so Vader, soos wat ons terugkyk na die jaar wat verby is, maar soos wat ons nou reeds met afwagting vorentoe kyk na 2026, o Heer, wil ons met al ons pyn en ons seer na U toe kom. En Here, ons wil by U kom afpak. Here, ons kom vertrou al ons woede en ons seer en ons sonde, kom lê ons neer by U, U die regverdige regter. En Here, ons wag vir daardie dag wanneer ons sal opstaan en saam met U vir alle ewigheid sal wees. Ag Heer, deur die Gees sal U ons behoed en bewaar tot daardie dag toe. Ons bid dit in Jesus se goeie naam. Amen.